30 April, voorbeelde van Gods genesende reddende genade. Van sondaarslaaf tot prins van God. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Genesis 32 vers 28. Daardie nag het Jakob, sy moeder se gunsteling, die wedergeboorte ondervind, en hy het 'n kind van God geword. In sy moedeloosheid was die lig wat hy ontvang het vir hom uiters kosbaar, en die harde klip waarop sy hoof gerus het, was die beste kussing waarop hy nog ooit gelê het. Hy was 'n gelukkige man. Hy het geweet dat hy met God in gemeenskap was. En elkeen van ons wat van die troon van God lig ontvang het, kan in sy hart net lof en dank en eer bewys vir die Here God van die hemel hê. In die groot krisis van sy lewe het Jakob op sy gegaan om te bid. Hy het een oorheersende doel geken, naamlik om sy karakter te verander. Maar terwyl hy nog by God gepleit het, het 'n vyand soos hy veronderstel het, sy hand op hom gelê en so het hy die hele nag vir sy lewe geworstel. Maar sy innige doel is geensins deur die lewensgevaar verhinder nie. Toe sy kragte byna uitgeput was, het die engel sy goddelike krag gebruik en met daardie aanraking het Jakob geweet met wie hy geworstel het. Gewond en hulpeloos het hy op die bors van die heiland geval en om 'n seën gepleit. Hy het hom nie laat keer nie, maar het in sy gebed volhard en Christus die versoek van hierdie hulpelose, boetvaardige siel toegestaan volgens sy belofte. Hulle moet my beskutting aangryp, vrede met my maak. Vasberade het Jakob gepleit, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Hierdie vasberadenheid het van hom gekom wat met die patriarge geworstel het. Dit was hy wat aan hom die oorwinning gegee en sy naam van Jakob in Israel verander het. Met die woorde, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Die dinge waarvoor Jakob in sy eie kragte vergeefs geworstel het, is deur oorgawe en standvastige geloof verkry.